Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, dit is vandag Vrydag, die 20ste Junie 2025. Ek vertrou dat jy 'n heerlike week gehad het. Dit is so amper aan die middel van die winter, maar baie lekker. Volgend, die laaste gedeelte van Handelinge hoofstuk 2. En ek wil graag net begin om dit te lees. Dit is vers 46 en 47 van Handelinge 2, net 'n gedeelte van vers 47. Hulle, dit is nou al die gelowiges, het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Nou ergens vorentoe sou ons bietjie kon saam met mekaar gesels oor hoe hierdie gemeenskaplike maaltyd was en die verband daartussen en die laaste maaltyd met Jesus, of dan die Paasmaaltyd, die nagmaal soos ons dit sou ken vandag, en wat ook al die spanningvolle dinge ook daar rondom was, maar dit is 'n gesprek vir 'n ander keer. Nou terwyl die groot byeenkoms van 3000 en meer, wel volgens die teks, in die tempelhowe plaasgevind het, op bymekaar gekom het, het daar gelyktydig met dit 'n intieme gemeenskap van familie en vriende in huise bymekaar gekom, en eintlik het hulle dan hierdie kleiner groepe, kom ons noem hulle klein groepe, net terwille van hoe ons dit wil beskryf, het hulle eintlik mekaar in geloof baie versterk. Daar was solidariteit in hierdie beweging, maar ook dan nou in die klein groepe self. Nou, die praktyk om in huise bymekaar te kom vir die Pasgaviering was vir eeue lank die norm, maar ons moet nou in gedagte hou dat nadat die Gees van God op hulle gekom het, het hierdie jaarlikse fees, die Pasga is net eenmal 'n jaar gevier, het nou 'n daaglikse viering geword, want hulle het elke dag bymekaar gekom en saam geëet en saam gebid. En die samekoms van mense in huise sou bestaan het uit 'n huishouding, en huishouding het bestaan uit die eienaar of die huisbewoner, gewoonlik nog slawe ook, kinders, almal, dan was daar bure en uitgebreide familielede. Hulle was eintlik, sou ons kon sê, vrywillige disipelgroepe wat saamgekom het in reaksie op die Heilige Gees. Nou, aan die een kant sou ons kon sê, hulle was selfstandig, maar aan die ander kant was hulle ook interafhanklik van mekaar. So, hoewel hulle in die klein groepe by huise by mekaar gekom het, was daar ook die verband tussen mekaar, want hulle het hulle self toegewy aan die apostels se onderrig, gebed en gemeenskap. En net so kantaantekening oor die apostels, die disipels is nou apostels genoem. Disipel is 'n leerling en 'n apostel is 'n gestuurde brief. So dit is 'n lewende getuie. So hulle het by hulle geleer, en daarna Handelinge 2 vers 42 sê hoe dit gewerk het. Onderrig, gebed en gemeenskap met mekaar. Met ander woorde, die apostels het nie, as ons nou dink oor hoe hierdie groepe gefunksioneer het, hulle het nie hierdie groepe geïnisieer nie. Hulle het hulle ook nie georganiseer of bestuur of beheer nie. Maar wat hulle wel gedoen het, hulle het hulle aktief bevestig, aangemoedig en bemagtig. En hierdie groot byeenkomste van mense wat aan die tempelhowe by mekaar gekom het, en was dit heel moontlik baie opwindend, feesvierend en seker bietjie lekker lawaaierig en alles. Maar as ons die Bybel lees, Handelinge 4 vers 1 tot 3, het die Joodse tempelowerhede dit baie vinnig begin teestaan. Onthou, hulle was gekant teen Jesus. En nou sit hulle met hierdie baie mense wat daar aankom en dan Jesus se opstanding vier, sowel as die Heilige Gees se inwoning. So met hierdie ewige teenstand in Handelinge 8 is Stefanus eintlik dan nou doodgemaak. Die gelowiges is verstrooi en Saulus, wat later Paulus word aangestel om hierdie mense te vervolg. Maar as mens net aan die tempel dink, daar waar hulle by mekaar kom,
dit was nou nogal 'n interessantheid. As ons oor die tempel lees, oor al die eeue heen, vandat hulle hom die eerste keer gebou het, word daar die hele tyd aan hom afgebreek deur die mense wat die plek inneem, en dan word hy weer opgebou, en daar is voortdurend bouwerk by die tempel. En dit was eintlik glad nie goedkoop nie, mense moet nou nie dit dink nie, want omdat die tempel is, het hulle net van die beste gebruik gemaak. So, vanuit die bestuur, die Jode se bestuur van die tempel, was dit eintlik 'n baie duur projek. Hulle moes nogal fondse daarvoor uithaal. Maar die probleem op hierdie stadium, waarvan ons nou lees in Handelinge 2, is dat die tempel se herstel eintlik met verkeerde motiewe gedoen word. Want die geskiedenis sê vir ons, Herodes het eintlik maar net die tempel herstel om die Jode te paai. En dan ook uit die geskiedenis uit, die byeenkoms by die tempelhowe was eintlik maar van korte duur en tydelik, want teen 70 na Christus is die tempel finaal heeltemal vernietig. Tot vandag toe kon hom nog nooit weer herbou nie. Net die muur, die onderste muur is daar nog van oor. So, ons kan natuurlik vir God dank vir mooi en wonderlike fasiliteite soos 'n kerkgebou en 'n plek waar ons hom saam kan kom aanbid. Dit is sigbaar, dit is gewoonlik vreedsaam, en dit is 'n plek wat vir ons mooi ingerig word, sodat ons 'n goeie gevoel kan hê as ons daar by mekaar kom. Maar ons moenie die waarde van hierdie klein groepe ooit gering ag nie. Hoewel 'n kerk 'n gerieflike ruimte is die klein groepe en die kleiner by mekaar kom van mense eintlik die plek waar hierdie dynamos waarvan ons in die begin gelees het, gebeur, waar die Heilige Gees mense opbou en dinge laat gebeur. Dis daar waar mense dinge besluit en waar hulle aktief dit gaan doen. So, na Handelinge 8 vers 4 word die Christene oor die wêreld heen versprei, en hulle bly tot vandag toe nog, selfs in ons gemeente, dat mense in kleine groepe by mekaar kom en in kleine groepe saam die Here aanbid, wat eintlik 'n kragtige beweging is. En daarvoor moet ons erkenning gee en mekaar daarin ondersteun. En dis dan Handelinge 2 vir hierdie week gewees. Kom ons sê vir die Here dankie. Dankie Here dat U vir ons uit Handelinge 2 vir ons help en leer hoe die vroeë kerk ontstaan het. Ja, hierna hoor ons baie dinge van hoe moeilik dit was, maar hier die ontstaan, en hier kan ons vashou aan die mooi dinge. Dankie daarvoor. Amen.